oor 'n sondervod. Maar jy het die voorreg om hier te sit vanmôre. Iewers is daar iemand wat in die nagtelike ure een naald te veel in sy are gesteek het. En sê op hy is die ewigheid ingeslinger sonder God. En jy die voorreg om vanmôre in sy teenwoordigheid hier te kan sit. Iewers in 'n parkie is daar iemand vanmôre wat op 'n bank wakker geword. Nadat hy op sy alles verloor het. Iewers is daar 'n familielid vanmôre wat so ver weggedwaal het van God af, en jy is bevoorreg om hier te sit. In baie diep
Papa, ja, Thomas. Mashallah, Thomas. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, thank you, Jesus. Here baie dankie vir hierdie oomblik vanmôre. Wil die musieksakkie speel, dankie, Heer. Vir die geritsel van die soem in hierdie plek, Here. Daar het tyd aangebreek het, Here, wat ek besef. Terwyl net een asemteug tussen ons in die ewigheid staan. Besef ek vanmôre meer as ooit tevore. Dat U wat meer as ooit tevore bemoeienis maak met ons. Dis nie ons wat vir U wag nie. Dis U wat vir ons wag om in lyn te kom. Daarom kom ek vanmôre my God en ek neem autoriteit en gesag oor hierdie diens. Neem gesag en autoriteit oor elke gedagte, Here. Nie net die wat hier sit vanmôre nie, maar hulle ook wat luister agterna. Ek neem autoriteit oor die gedagtes, soos wat 2 Korintiërs 10 het verklaar, oor die gedagtegang, oor die impuls van die brein, en ek onderwerp dit aan die gesag van die Gees, van die God, van Abraham, Isak en Jakob vanmôre. Ja. Ek kom vanmôre, Here, en ek punt die reminding spirit wat onder die kinders heers. Ek punt die spirit en ek werk dit vanmôre uit in die buitenste ruimte. Jy sal nie meer maar 'n beskeur en 'n plek in enige mens se lewe hê. Ek bestraf jou werke. I rebuke it. I cast it out back into a pit of hell. Ek punt jou werke, Satan. Jy sal nie meer 'n sê hê nie. Want die Here het vanmôre baie vroeg vir my 'n woord gestuur. Ek het jou aangestel om te bou aan my huis. En bou daai muur. Bou my huis, want my naam sal daarin wees. En terwyl Nehemia die mure gebou het, was sy een hand op die troffel en die ander hand op die swaard. Hulle het hom gespot. Hulle het 'n bespotting van hom gemaak, dit het hom nie gepla nie. Maar die oomblik hulle die muur wou afbreek en tussen hom en die visie kom staan het hy sy swaard uitgetrek en opgetree. Here, U gaan vanmôre U swaard uittrek en optree teen elke mag van die vyand en die put van die hel wat teen die werke van God staan vanmôre in Jesus naam. U gaan die gif vanmôre uit ons kom trek. U gaan ons kom verlos. Want is tyd dat ons verantwoordelikheid vat vir dit waarvoor U ons geroep het, sodat U program aan die gang kan kom, Here. So as herlewing ons sien, Here, en as ons wil sien dat mense gedoop word met die Heilige Gees, gedoop word in U naam, as ons wil sien hoe honderde gebekeer en honderde gedoop word in U naam en gevul word met die Heilige Gees met die sprekende tale, Here, dan gaan ons verantwoordelikheid moet vat vanmôre. In Jesus naam. Kom praat met ons. En ons is gereed, Here. Amen. Kan ons vir die orkes en dan kan ons met klap hier. Wil ek dan beter doen as dit? Kom ons gaan denken aan met klap hier orkes. Prijs die Here. Halleluja. Groet jou in die lieflike naam van Jesus Christus. Dankbaar vir
elkeen wat hier is vanmôre. Ek glo altyd die wat daar is, moet daar wees. En die wat nie daar is nie, moet nie daar wees nie. Ek glo vanmôre, iemand vra Woensdag aand vir my oor my Bybel en hy het 'n persoon nie lank terug vir my gesê, pastoor, ja, ons moet vir jou, pastoor, Bybel lig gou jou nou op. Kyk hoe lyk sy nou ek. Wie dalk so wat so lyk. Ons is in kamers lig hulle op. Nee, maar dis nie. Ja, julle daai mooi leeromslagte. Maar ek kan nie 'n nuwe Bybel bekostig nou nie. As ek sê ek kan hom nie bekostig nie, beteken dit nie ek kan hom nie koop nie. Dit sorry my suster. Dan beteken dit nie vanmôre dis wat hy water doen. Maar dit sal bommel met jou uit my suster. Halleluja. Ek kan nie bekostig vanmôre. Iemand sê nee, my pastoor kom jou 'n nuwe Bybel koop. Iemand vra, was jy asjaal? Wat vra ek oor my ou Bybel Woensdag? Wie vra Woensdag aan? Maar ek wil hom net wys. Hierso is hy. Hy's 'n museumstuk. Hy val uit mekaar en hy's verskriklik. Hy's baie oud al en maar ek kan hom nie meer gebruik nie want hy is baie fyndelik. En maar dit is my museumstuk en dit is my studiebybel. So as ek iets dringend soek van 1984 wat ek kon gebruik het toe ek nog op skool was, het ek al met hierdie Bybel gepreek. En so hier lê, daar is iemand het gesê dat hulle kyk en iemand sê vir my nou ja, pastoor ek wil vir jou 'n nuwe Bybel koop. Ek dink was hier ek kan nie onthou nie en ek weet nie maar dis nie dat ek dit kan bekostig nou nie. Ek kan nie bekostig om nou 'n nuwe Bybel te kry nie. Myne is ingeloop. Hy is bruikbaar. Hy val uit mekaar uit, hy stikkend. Hy skoor ons met selfe tyd geplak, maar om 'n nuwe Bybel te vat en te preek beteken ek gaan alles met van voor af leer waar dit in die Bybel is. Ek kan toe oopmaak en ek kan dit staan op die bladsy op die linkerkant die kolom voorlangs. Dis hoe jy maar jou Bybel, hy's ingeloop man, hy's nou net genoeg so 36,000 kilometers, so hy's nou net lekker bruikbaar en ek is so opgewonde vanmôre toe ek so 'n bietjie my ou Bybel baie vroeg vanoggend vat en ek deur hom blaai, maar ek wil net nie praat verlede Sondag het ek met julle gepraat. Wie kan onthou waaroor dit Sondag gegaan? Shake it off. Is daar nog iemand wat kan sê shake it off? Shake it off. Dit het hier regtig plaasgevind die ek glo met my hele hart, ons is 'n paar mense wat nie uit is met nog gif in ons liggaam. Ek is bly maar as jy kom hierdie kant sit, want dat die balans net so 'n bietjie reg is. Daar nou voel ek balans. Maar hoor nou mooi vanmôre, hoor mooi wat die Gees van die Here met u deel. Ek wil jou nie diep vat in so seer openbaringskennis nie. Ek wil jou vat in die diepte van God. Dat jy maar jy kan swem en ek wil jou dan net so 'n bietjie reg ophou as jy nog nie kan swem nie, want ek wil jou deel hê van die diep waters waar jy afhanklik is van God se gees. Waar jy ek wil nie meer ouens sien in die modder en die soutpoele rondploetel nie. Ek wil nie meer ouens sien met enkeldiepte en kniediepte en heupdiepte nie, want daar het jy nog beheer oor alles. Maar wanneer jy in die diep waters inkom, waar jy nie meer die grond onder jou voete voel nie, en jy moet begin water trap, dis daar waar ek jou wil help. Jy moet nie al my hang en ons moet al tubes opblaas, sodat jy nou nie bedruk, maar ek kan nie meer dat jy agterbly nie. Die oomblik toe jy by hierdie hekke ingryp en by daai deur ingestap het jy deel geword van 'n plan, van 'n visie, waarvan Christus Jesus die boumeester is. Jou man het daar gaan sit en jy deel is van die plan van 'n boumeester. Is jy nou met my? Die boumeester, die Bybel sê as die boumeester nie bou nie. Hier is 'n geweldige salm, hy lê nie op en hy vloei. Ek voel hom, dis asof hy so maalkot begin maak die binnekante. En hy is die boumeester. As hy nie bou nie, bou ek en jy te vergeefs vanmôre. Hy is die boumeester. Ek is net aangestel as die kontrakteur om dit vir hom te doen op aarde en hy spreek deur my. Herman Herps is nie so oulike wonderlik nie. En dit gaan nie oor Herman Herps nie. Dit gaan oor die feit dat ek my beskikbaar stel in alle opsigte op die altaar van sy vuur om gereed te wees dit wat
God in die oomblik wil doen. Duiwel, wat so jou skobbe, ek by die hele week plat gehou, met meekruis aan my linkerkant van my gesig lang geword het, maar ek sal nie opgee nie. Ek sal die woord preek, totdat die Here my kom haal, maar ek weet my beloof, jy sal nie sterwe nie, maar jy sal die evangelie verkondig van hom wat jou by jou naam geroep het. Hy is die boumeester van my lewe. Hy begin nie by die groep nie, hy begin by die individu, sodat ons saam onder die boumeester se geklank kan sit, wanneer hy begin bou, dat ons dieselfde taal praat, dat ons dieselfde gedagte het, dat wanneer jy hier is en die ander nou is daar kant op Pretoria, dat almal hoor wat hulle praat, dieselfde taal, eendragtigheid. By my lieve son, en vir 6 dienste is ek baie hartseer uit God gespreek. En ek het hierdie week boodskappe gereshare, wat ek wil net hê, die mense, man sê die beeld af nie na my kyk, jy luister net na die klank, waar God die microfoon vat, en deur ons praat. En vir 6 weke, 6 dienste, het ek begin en ek het gepraat, op die 28 Desember oor, we are the church. Jy is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Hy praat nie net met my, hy praat met ons, korporatief. Daai boodskap, daar's boodskappe voor dit gepreek, maar die Here lei my van daar af, we are the church. Hierdie week het ek van ons mooiste manne en name en predikers, van ons background, van ons agtergrond, van Amerika, het ek en van daai groot name so 'n bietjie, net so 'n bietjie skouers gebruik, nie koppe gestamp nie, my kop is nog alright. Ek het ook eerder geskouer, want hy skryf en hy sit 'n foto op Facebook en sê dat die kerk is die ICU, is die hospitaal van die hemel. En ek sê vir hom, maar dan is julle baie klop siektelike mense, maar die kerk van Jesus is alright, is veronderstel om gesond te wees, is vol van krag, vol van heerlikheid, vol van salwing, vol van autoriteit. Die kerk van Jesus is 'n gesonde instansie, is 'n gesonde organisme, tensy jy dalk van die kerk gebou praat, dat hulle in die gebou by mekaar kom as sieklik is. Maar ons as die kerk is 'n uitverkore geslag, is 'n heilige priesterdom, deur gekoop deur Jesus bloed. As daar fout is, dan is dit nie God se skuld nie, dit kan nie die kerk se skuld wees nie, dit kan nie die individu se skuld wees, want nie die wetloop volgens die reëls hardloop nie. Okay? En ek het gepraat oor we are the church, en toe die fees van die dorpbene, en toe die missie, die krag van die kerk, en toe all directions flow from the altar, and to the rock of truth versus the sand of lies. En laas Sondag, shake it off. En ek weet nie hoeveel het agtergekom nie, maar ek en my vrou het hierdie week uitgevind, dat verlede Sondag se boodskap, shake it off, het die hel in sy fundamente geskit, dat die Satan begin manifesteer het en kwaad was. Die hele week het goed ons pad langs gekom, wat ek en haar probeer skit het. En vanmorgen word 'n boodskap aan my gestuur en gesê, pastore, staan sterk, because the foundation of the Church of Jesus Christ is unshakable. Gebou op die rots, Christus Jesus, die openbaring wie Jesus is. Be unshakable. Hulle gaan vir jou kom, pastoor. Hulle gaan jou probeer aanval, pastoor. Hulle gaan jou probeer korpie, pastore. Hulle gaan, suster broer, daar is genoeg demone gestuur om hierdie werk te stop. Maar groter is hy wat in my is. As hy? Wat is die wêreld? Verlede Sondag
En die Here so mooi openbaring gegee. Dat ons soveel keer gepik is deur die jare. Met slange. En Efesië 6 sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. So dis nie die mens nie. It's a spirit. It's an ugly spirit. En die vyand wil probeer opbreek wat hier gebeur. Ek het nie 'n probleem as ons in die wêreld rondloop en daar's lyke buitekant wat op hoop lê nie. Ek het 'n probleem as daar lyke buitekant die kerk lê as gevolg van die kerk. Dit sê vir my, iets is nie gesond binne in die huis van die Here nie. Bly by my. Maak jou Bybel oop. Wil jy vanmôre daai gif laat onttrek? Mooi span sê vir my. Hierdie is hier agter jou. Wil jy vanmôre by boek Matteus hoofstuk 11, ek sal nou die vers gee. Wil jy die Here moet vanmôre waaragtig jou op 'n plek bring waar jy weet as jy net jou mond oopmaak, antwoord hy. Kyk gou vir my. Wil jy vanmôre op 'n plek kom when the righteousness cry unto the Lord? He delivered them from all their troubles. Wat wil jy hê vanmôre? Wat moet familie aanbring? Ek kyk die woordjies vanmôre so. Het dit 'n mooi geluidjie? Familie aanbring. Dis nie my naam nie. Dis God se. Ons wil die mooiste name hê soos El Shaddai of wat al die jare was Shekinah herlewingsentrum en dan kom ouens en praat, wat is Shekinah? Wat hulle verstaan nie, weet jy wat Shekinah is radiant, die middelpunt waar met God se heerlikheid het reproduseer die hele tyd. Dit kan nie ophou nie. Dis die Shekinah glory van God. Ons wil almal, wat ons het gebid en die Here het ons gewys 'n eenvoudige naam wat almal verstaan, waar almal tuis voel, familie, aanbidding, sentrum. Dis nie 'n gemeente kerklike opset nie, dit is 'n sentrum waar mense moet toegerus word, nadat hulle bekeer het, hulle laat doop het, gevul is met die Heilige Gees, maar ons hulle toerus, sodat hulle in dieselfde krag as die apostels van destyds kan beweeg. Waar jy beweeg, is jy die platform waarvan God praat. Hallo? Amen, is nou bietjie minder. Wil jy vanmôre vir my kom vra, vertel, pastoor, dis eintlik wat ek wil hê van familieaanbiddingsentrum en dis wat ek wil gesien gebeur by familieaanbiddingsentrum. Ons is oop vir oortuiging, ons is oop, maar by familieaanbiddingsentrum is daar geen menu nie. Daar's nie 'n spyskaart nie. Die enigste spyskaart wat ons het, is tussen Genesis 1 en Openbaring 22. Sodat ek en jy nie die een ou praat dalk uit 'n Moslem Bybel en die ander ou praat uit 'n Jehovah's Witness Bybel en die ander ou praat uit 'n satanic verses nie, maar as ons praat, dat ons by dieselfde gees deurdronge kan wees, sodat ons dieselfde taal praat. Nou gaan ek jou by iets bring voordat ek my skrif lees, dat ons het al die jare gesien in die tabernakel van Moses, was daar 4 kentekens reg rondom op die suidelike, die noordelike, die oostelike, die westelike dele van die tabernakel van Moses.
Die een was 'n mens, die ander een was 'n arend, die ander een was 'n leeu, en die ander een is 'n os. En almal lyk die arend, en almal hou van om die arend te gebruik in hulle preke, en almal wil arende wees, en ek wil vanmôre ook 'n arend wees, en nie 'n arend met aflerke, wat tussen hoenders groot word nie, want dan is daar geen visie of rigting nie. Jy hoor wat ek vir jou sê, almal wil die leeu wees, waar Jonas staan, en almal wil die leeu brul, en al die prentjies gaan oor die mens, en al die prentjies op Facebook gaan oor die leeu, en alles gaan oor die arend, maar ek sien nooit 'n prentjie van die os. Want die os is mos nie 'n mooi ding nie, behalwe as hulle met hom gaan spil, maar hy is nie iets aantrekliks nie. Wat kan 'n os tog nou maar vir my beteken? Kom ons lees. En ek vat jou Matteus 11 vers 28 en hy sê die volgende. Dat ek nou net sien. Matteus 11. Daar sê daar sê vers 27. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun. En elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kyk vir my, dit is nou nie deel van die boodskap nie, dis gratis, jy het nie nodig om daarvoor te betaal nie. Hy sê niemand ken die Vader nie, niemand ken die Seun nie. Wederzijds behalwe aan wie die Seun het openbaar. Dis 'n openbaring saak dat Jesus Christus is die ewige God. Okay? Maar nou kom hy en hy sê vers 28. Ag, julle gaan so bly wees, want almal dink dat ek gaan 'n oorlog maak môre. Maar hoor mooi. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Kyk gou vir my. Kom na my toe, sê die Here vanmôre. Almal wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Hierdie is 'n roeping tot disippelskap. Ek dink ek verloor julle bietjie. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Op 'n ander plek sê hy, ons wat besig is om te werk, mag jy nie wat doen nie? Jy mag hom nie mylbaan nie. So met ander woorde, kom na my toe. Ek sal julle rus gee. Kom vat my juk. Want my juk is sag en my las is lig. Hier kom die openbaring van die os te sprake. Almal wil altyd vlieg, arend, en almal wil altyd die leeu wees, die sterk een. Maar die os breek trots af. Die os breek eie sinnigheid af. Die os is die een wat ingespan word en die juk op hom geplaas word en hy moet al die ploegwerk doen. Ons wil almal vlieg. Ons wil almal in die voorste gestoeltes wees. Ons wil almal die salwing hê. Maar niemand is bereid om neer te daal en die werk van 'n os te doen nie. En nou raak dit doodstil. Ek gee nie om hoe lank jy op die pad is nie. Maar iewers gaan ons dalk terugkom na die basics toe en verstaan dat die las van die Here en sy juk is lig. En wanneer hy dit op ek in jou plaas en hy ons inspan soos 'n os in die
nie maak nie. Ons wil die aflosstokkie hê, maar ons is nie ingeroepen om die aflos te afknip nie. Ek hoop julle van wat ek sê. Hoor mooi, die os, ek op hier langs jou, die os, my juk is lig en sag, wanneer jy in my wil beweeg, sal jy agterkom om in my wil te beweeg, beteken dit 'n gekruisigde leefwyse, 'n gekruisigde vlees, 'n gekruisigde spirit, om ingespan te word in hierdie uur deur God, is daar nie plek vir hoogmoedigheid nie. Hoor mooi, ek lê met baie mooi oor, hierdie week het die Here met my gepraat en gesê, ek is besig om met skrikwekkende geweld die hoë en verhewe takke af te kap. Ek gaan jou wortels bloot lê. Die byl lê alreeds teen die wortel. Ek wil die kanker uitkap, want ons snoei heeltyd die boom. En ons kom nooit daaruit om die probleem aan te spreek nie. Die boom bly siek. God wil in hierdie uur bonatuurlik magtige dinge vir ons en deur ons doen, om nie net 'n groepie te wees wat hier sit nie. As dit vir jou gaan oor getalle en geld, is jy by die verkeerde plek. As dit vir jou gaan oor die dinamiek van die redding van siele tot die apostoliese waarheid op God se manier, deur 'n kragtadige, salwende, my God help my, 'n kragtige getuienis te wees, soos die apostels, dan moet daar iets gebeur waar jy beweeg. Hoekom staan siekes nie op waar jy beweeg? Hoekom val jou skade nie op mense en dit beteken niks nie? Want die os is nie in jou nie. Jy het die spirit van 'n engel. Jy behoort nie, maar jy wil nie die werk doen van die os nie. Julle praat met my die week. Gister staan ek en Pastor Rita en buite aan praat. En ek sê, ek kon dit hierdie week afsonder. Ek was net te siek. Hier is my vrou. Ek het meer gelê as ek op my voete was. Ek het met die verskriklikste migraines gesit. Ek het regtig benoud geword. Ek het gedog 2008 wil om herhaal dat ek 'n beroerte gehad het. Maar ek het die Here begin aanbid en sê, Here, U doen nie al wat werk nie. U het my binne 7 maande herstel na 'n beroerte. En ek het sterker deur U genade terugkom as ooit tevore. Hierdie is die werk van Satan. Hierdie is die werk van oppositie. Hierdie is 'n werk van opponerende spirite. Maar ek staan vanmôre in die kragveld van die Heilige Gees en ek beklaag vir jou dat as ons hierdie maand in die krag wil trek, gaan hy nie vlieg saam met arende en loop saam met leeu's nie. Hierdie maand gaan getrek word deur osse. Kukahayanda, ay Yatara, Mama Sanda, Rabakaturu Sayati. Man is dood. Hierdie man het niks om te bewys, predikers, maar die selfs het niks om te bewys nie, because he's all about us. It's about Jesus and souls. Oh, back, ek voel goed. Is niks te raken nie. Ek voel goed my bek. Ek nou gaan ek kom preek, soos die Here lei. En hy sê in Handelinge 27, hy sê, en hulle het uitgespoel, kom vandag, kom sit vandag, en hulle het uitgespoel, die skip het skipbreuk gelei,
Nee. En die waarskuwings. Almal is bang. Almal staan teen Paulus op en sê, jy's die oorsaak dat hierdie skip gaan vergaan. Paulus sê, nee man, nee, suster dans. Nee. Paulus, ja, wat is die probleem? Die skip vergaan, ons is besig om die vrag oor boord. So wat? Wat is julle probleem? Hoor wat sê die is vandag my bekkie. Ek en jy is die boumeester. Ons is die kontrakteurs. Saam met die ander wat deel is. Maar mooi. Paulus roep dan nou tot jou God, wat hier nie sê Paulus. Hierdie skip is bestem om te vergaan. Maar jy sit hier en jy is nie bekommerd nie. Nee, maar die Here het gesê ek moet in die hof verskyn in Rome. En as God so gesê het, kan 'n bietjie water in my nie van verdelg nie. Ons praat van die see, suster. Hierdie manne raak opstandig en hulle begin al hoe meer vrag oorgooi om die boot net meer ligter te maak en die storm word al erger. Jy sien, wanneer jy nie in lyn is met God nie, gaan jy alles begin oorboord gooi omdat jou skip vergaan. Maar jy luister nie wat die man van God waarsku al vir Sondag nie. En ek is nie groot in myself nie. Ek stel hande aan hierdie God om te staan en lieg hier, om jou gelukkig te maak en jou te laat lag en jou tevrede te stel. Nee, dit is nie my job nie. My job is om jou in die hemel te kry. My job is, my werk is om jou gereed te kry, om 'n disipel van die Here te wees, om 'n getuie te wees van die almagtige God. Hulle gooi alles oor en die boot breek op. Paulus sê, stak ouder, ons gaan nie vergaan nie. Is jy van jou kop af? Hierdie boot is besig om op te breek en ons is in die middel van nergens. Dis net water om ons. Dis vol en dis sout in hulle baard en soutwater in hulle monde. Hulle oopbrand van die seewater. Nee man, Paulus, bid tot jou God. Wat julle nie weet nie. Hy is die God van die storms. En hy kan nie lieg nie. Hy kan nie lieg nie. Hy het gesê, niemand op die boot sal vergaan nie. En die Bybel sê, die boot het opgebreek in stukke. En baie van hulle het aan 'n plank vasgehou. En ander aan wat ook al hulle in die hande kon kry. En almal het op wat se eiland uitgespoel? Melite. Vandag Malta. Tussen Afrika en Sirië lê die eiland Malta. Maar Melite was die naam in die Bybel. Vreemde plek. Almal oorleef en spoel op die eiland uit. Gered. Reg op jou sê. Ek en jy het deur hel gekom, net die laaste 10 jaar. Ons is deur seeroute. Ons is deur pyniging, my suster. Ons is deur verlies op 'n kosbares wat ons aan die dood afgestaan het. Ons is deur verniel. Die vyand het met ons gedoen wat hy wou. En almal het vermoor op hierdie eiland waar ons vermoor is, uitgespoel. Hallo. Sit hier by papa. Sit hier by papa, asseblief. Okay. Almal het uitgespoel, Gees van die Here sê, sit hier by my ander preek nie. Almal van julle wat hier sit en hulle wat hier is, het op hierdie eiland die ou bergse tabernakel op een ander wyse uitgespoel.
Weet jy wat beteken Malette? Die eiland, die naam. Ek gaan soek dit op. Jenning. En daar kon hulle die soetigheid van die bitterheid van God se woord kon hulle smaak. Gaan dit nou vir jou definieer. Daar kon hulle die soetigheid van God se woord ervaar. Toe hulle almal daar uitspoel, was daar net een geredde. Tussen hulle, die bemanning was ongered, en dit was net Paulus, en die eilandbewoners het afgode aanbid, en toe daar die hout gepak word in die vuur brand, en die ander uitspring, en hom aan die hand gelyk. Hy het hom gepak, hy het hom aan die hand gegryp, hy moes hom afskit. Baie dink dat ek hom afgeskit, maar hy het so gebyt, dat jy skep hom nog al die pad saam met jou, en jy versek nie. Jy sleep hom nog steeds die verlede saam met jou. Die merke van die verlede, die getuienis van die seël en die nederlaag, die negatiewe van die verlede. Jy sleep dit nog al die pad saam en hy vergiftig jou vandag en vandag niet. En toe Paulus op afskud, toe kom hulle agter dat niks met hom gebeur nie. Die bitterheid word die hemel van die bonatuurlike God se krag en aksie, dat hulle op hulle knieë val en Paulus wil aan bid en hy stop vir hulle. Hy sê, daar is net een God, en hy lei hierdie eiland na die Here toe. Die eiland van Jene. Jy het hier beland, daar is bitterheid, daar is gif, daar is anders, daar is spirits, wat bid geworden die hele tyd. En hoe vinnig raak en jy, en hoor my mooi geworden. My mentor het het altyd so gesê, jy kan van my al weghardloop, jy kan van hierdie bediening al weghardloop, maar van God af sal jy nooit kan weghardloop nie. Wat hy vir jou hier bedoel het, sal hy vorentoe beweeg en jou maar net weer inwag. Jy gaan net 'n langer woestyn deurgaan om weer by hom uit te kom. Hoor mooi. Ek wil jy moet luister wat die Gees van die Here vanmôre vir ons sê. En dat het die heuning van hoop gesmaak. Maar daar is 'n gif. Hebreërs 5 en 6. 5 vers 12 tot 14 sê, wat hoewel julle vanweer die tyd leraars hoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Is julle met my? Want elke wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, nie in die Bybel alleen, in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoë besit, deur die gewoonte geoefen om God van goed van kwaad te onderskei. En nadat ek gister hier vir Pastor Solita gesê het, ek kon nog nie die hele week voorberei nie. Gaan sit ek gisterand, nadat ek ook gejuig het, gaan sit ek, en ek begin my Bybel vat, en ek wag op die Here. Wat hy het my gesê, shake it off, the aftermath. Ek gaan roep my vrou en sê vir haar, wat beteken aftermath? Ek kan ons het nou hier met een of ander wiskunde te doen. Math, 3 plus 3 is 9, jy weet, math. Kijk, kan jy dit hier rooi binnen. Môre skool. Jy bly, jy, môre skool, herinner jy. Aftermath.
Hy sê, julle moes al leraars gewees het. Hy sê, vanweer die tyd, moes julle al predikers gewees het. Maar ons het nodig om terug te gaan elke keer na melk toe, want ons is babas, want ons kan nie onderskei. Ons het 'n gewoonte begin oefen, om nie tussen goed en kwaad te onderskei nie, om nie sensitief vir die Heilige Gees te wees nie. Maar mooi, ons is nie sensitief vir die Gees van God nie. Wanneer ek hier afklik, en vanmiddag kom, en môre kom, en dinsdag kom, en hopelik kan ons, ek en my vrou hierdie week in die Wesrand wees, om al die kerks en die goed wat moet gebring word, te gaan laat bring, waar ek ook al beweeg, bly ek presies wat ek hier is. Want dis die God my geroep het om te wees, en dit is om 'n getuie te wees van die goedheid van God. Om mense soos brandende stomp by die helse vuur uit te raak. Soos by Katie kyk kom, het ons baie keer wat ons die Bybel uithaal in die kombuis, dan het ons kerk, as ek reg sê nie, dan het ons kerk. Hulle los alles waarmee hulle besig is die eienaars. Hoofstuk 6, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking van gaan in Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit twee werke van die geloof van God, van die leer van die dood en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as volle toelaat, want daar is al baie bekeringe wat gaan inkom. Maar ons wat nou al gesout is in die goed. En vers 4, want dit is onmoontlik op die wat eenmaal verlig geword het. Hoor mooi. En die hemelse gawe gesmaak het, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsig van hulle self die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Dis wat, nou kan hulle vir jou gaan uitwys, hoeveel teruggeval het, en God kruisig en openbaar met hulle leefwyse en om tot skande maak. Hierdie is 'n nou pad. En Jesus sê, min vind hierdie pad. Dis 'n bittere nou pad. Ons kan in die kerk kom, ons kan deur al ons emosies gaan, maar as ek nie toelaat dat die woord, wat 'n tweesnydende swaard is, deur my lig en been sny nie, sal ek net so uitstap as dit ek ingekom het. Dis 'n nou pad. Dis 'n pad wat baie min vind, sê Jesus. Daar het Pastor Zurita vanmorgen gesê, ons is bevoorreg om vanmorgen hier te sit en te hê wat ons het. Hoor mooi, ons moet aanbeweeg, weg van bekering af, weg van doop, die doop met die Heilige Gees elke dag beoefen, heilig lewe. Hoe lang wil ons nog in die vlakwater speel? Hoe lang? Is dit 'n kampwindsang? Ek wil jou goue vraag vra. Jy eet elke dag. Kom, wie hou van kos? As ek een wat die hande opsteek, maar laat hulle net een hand by ons eet. Dan skep ek tot 'n derde keer, as daar is. Wie hou van eet? Kom, wys dit vir my. Hy is besig om weg te gaan. Van my rug af. Ons geestelike lewens. Ons geestelike lewens lei honger. Dis hoekom ek by die vlakwaters bly. Want ek wil nie die verantwoordelikheid hê om in die diep waters te wees nie. Dis hoekom mense as jy hulle bid, dan lyk dit of God wil deurbreek, hulle stop, hulle keer, hulle wil dit nie hê nie. Want ek wil nie die verantwoordelikheid hê van die saad wat met my geestelike baarmoeder kontak maak nie.
Daarom is daar geestelike aborsies wat plaasvind in 'n diens. Ander wat het huis toe, maar die oomblik wanneer hulle bietjie te veel getuig van die diens of wat die Here in die kerk doen, en hy dink begin en hy wil dan onderdruk hy. En hy wil nie almal moet te veel weet wat hier gebeur het nie, want ek wil nie verantwoordelikheid wat hier gaan uitkom nie, want as die strome begin loop, dan beteken dit ek moet dit begin uitdeel. Jy moet dit begin uitdeel. Is al mense wat gaan begin dronk van die lewende waters en dit bring verantwoordelikheid en ek wil dit nie. Ander in die diens voel die water op begin stoot. Ander het dit soveel jare laas gehad, trots, onderdruk dit by oom. En wat het begin, druk terug, want die baba wat gebore gaan word, wat van die Heilige Gees opkom, met sy onbegaanlike saad, wat van die kansel af gestort word. En as my baarmoeder kontak maak en dan aborteer dit liewes, want hierdie baba bring verantwoordelikheid. Wil nie die verantwoordelikheid hê. Nee, my leerwys is gemaklik genoeg so. Ek is op 'n rocking chair op pad hemel toe. Die dominee het dit en dat, en ek het hy klap met my gepraat en ek het my kerk. Hoeveel mense in die hel wat gesê het, ek het my kerk. En hoeveel in die hel wat gesê, dominee het gesê. Nee, hierdie dominee, hierdie predikant gaan vir jou sê, dat die Bybel sê, bekeer nou, en laat jou doop in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van jou sondes, en jy sal nie miskien nie die gawe van die Heilige Gees ontvang met spreking en tale. En heilig maak hom maar sonder niemand God sal sien nie. Hierdie predikant gaan vir jou sê, dis verkeerd. Pieter, hierdie pastoor gaan vir jou sê, dis nie reg nie. Dan sê jy, my kwaad wil word, so wat? Jou bloed is nie op my hande nie. Ek wil jou die hemel kry. Hallo? Kom aan. Jy gaan nooit vir die Here sê, hierdie man het vir jou gelieg, of vir jou vermaak, of jou ore gesteel nie. Ek wil jou bloed gaan jou by hande wees nie. Luister mooi. Ek is amper daar. Nog 'n paar tekste. Hier is my vraag aan jou. As jy nou jou asem uitblaas en sterf, nie my antwoord, dink net vir 'n oomblik. As jy nou sterf, waar gaan jy jou oë maak? Dink 'n bietjie. Wat jou ook al deur die week plesier verskaf en vermaak, is dit die moeite werd voor om hel toe te gaan. Dink 'n bietjie. Julle kry baie teachings van my af deur die week. Ek gooi dit op die groep en ek broadcast het oor die 300 mense in Suid-Afrika en Namibië en België. En die reaksies is fenomenaal. Ek het 'n advokaat vriend in die Weskaap, hy het 'n plaas op naby Karedo. Hy is al op pad na sy 70ste. Of hy is al in sy laat 70ste. Hy is op pad na sy 80ste. Advokaat Albert Murphy. Groot vriende. Groot naam in Suid-Afrika se regsgeskiedenis. En nou en dan sal hy net vir my sê, dankie vir elke dag se woord. Jy hou my op my tone. Ek sal dit van meer mense wil hoor. Want ek wil jou voorberei vir die ewigheid met God en nie sonder God nie. Hoor jy wat ek sê? As jy nou sterf, waar gaan jy jou oë oopmaak? Bly by my. Lukas 4:18. As daar pastore is met oop Bybels, help my gou-gou. Lukas 4:18. Romeine 1:18 tot 32 Channelie. 1 Timoteus 4:1 Pastoor Wynand. Prediker 8:4 Pastoor JJ. 1 Korintiërs 4:18 en 20 wie is daar nog? Wat my kan help lees? Pastoor Sulita. 1 Korintiërs 4:18 tot 20 en 1 Korintiërs 2:2 tot 5. Wie is daar nog? Wouter. 1 Korintiërs 2:2, hy is nou met 'n ernstige gesig, nou het ek op.
Ek gaan dit herhaal. Ek sal Lukas 4 tot 18 lees. 4 vers 18, Romeine 1 vers 18 tot 32. 1 Timoteus 4 vers 1, Prediker 8 vers 4, 1 Korintiërs 4 vers 18 tot 20, 1 Korintiërs 2 vers 2 tot 5, asseblief. Hy sê Lukas 4 vers 18 en 19, die volgende. Hy sê die Gees, kyk of van die Here is op my. En ek veronderstel op jou. Omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat gebruisel van hartes te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Ek kom in die salwing van die Heilige Gees van die God van Abraham, Isak en Jakob. En ek wil die aangename jaar van die Here aankondig. Maar ek kan dit alleenlik in plek bring sodra ons van die gif van ons lewens ontslaag geraak het. Bly by my. Romeine 1 vers 18 tot 32. Die troon van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid. Stop! Want die troon van God word van die hemel af geopenbaar teen alle ongeregtigheid. Lees. Omdat wat van God geken kan word en hulle geopenbaar is. Want God het dit aan hulle geopenbaar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid. Stop, sy ewige krag en goddelikheid. Stop daar. Is daar iemand, asseblief, wat dit vir die rots kan kom optel? Pastor Jerry, kan jy vir die rots kom optel? Kyk sy gesig. Ons het maar bietjie krag, hè? Lees sy ewige krag. Volgende vers. Omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegging en hulle onverstandige hart is verduister. Gaan aan. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Professing themselves to be wise, they became fools. Spraak van mense wat gered was. Lees. En die heerlikheid van die onverganlike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganlike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle hart oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het, oor die skepping wat geprys moet word tot in ewigheid aan. Hulle het mekaar begin onteer. God het hulle oorgegee, mans aan mans, vrouens aan vrouens. Dis hoekom Sodom en Gomorra verwoes was met swaal en vuur in die hemel en weens homoseksualiteit wat in die helheid is, wat jy word nie so gebore nie. En God het hulle aan 'n skandelike hartstogte oorgegee. Mense wat op 'n stadium die krag van God geken het, het hulle het afgedwaal en hulle het hulle self begin vermaak. En dit gaan nie net oor homoseksualiteit nie. Dit gaan oor hartstogte. Dit kom later, dan behandel hy 'n klomp goed waaraan ons kerkmense hulle skuldig maak. Gaan eers wat jy verder lees nie, maar hoor gou mooi. Terwyl hulle voorgegee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Jy kan die ander verse gaan lees. Hy praat van, hulle is bepal met allerlei ongeregtigheid, hoererheid, boosheid, hebsug, ondeug,
volneindigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadspreekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinners van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onpersoonlik, onbarmhartig. Hy sê mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen die dood verdien. Hoor jy wat ek sê? Hoor jy wat ek sê? Kan jy verstaan hoekom hierdie man wat voor julle staan in hierdie uur so ernstig is oor dit wat God wil doen? Want hy is en bly 'n heilige God. En hy sê, as jy voor hom staan en jy was skuldig, gaan hy sê, gaan weg, ek ken jou nie. Maar hoor wat sê hy in hierdie vers, ek gaan dit in Engels lees, maar hy sê, wat jy dit al gemis, en die heerlikheid van die onafhanklike God, hoor mooi, and they changed the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible man. Hulle het God afgetrek op hulle vlak en hom ontheilig en probeer korrup maak omdat die mens korrup is. Hy praat, pastoor Jerry, van geredde mense. Hy praat van mense wat die weg geken het, wat die krag van God verstaan het. Baie wil het hê, maar hulle kan het nie hanteer nie. Hy praat van manne en vroue wat in die krag van God gewandel het. Ek sien werkliks my sussie hoe hulle van die altaar afval. Ek het vanmôre vir 'n persoon gesê, God sê in die laaste dae sal daar 'n groot afval kom in die huis van die Here. Mense gaan begin wegval van die huis van die Here af because of a corruptible spirit in hulle, omdat hulle die gees van God hulle dit verruil vir iets wat hulle dink beter is, net soos by die goue kalf wou hulle God aanskou, maar hulle kon nie eens aan sy berg raak nie, totdat hulle 'n altaar bou van 'n goue kalf, wat hulle wou die God sien. En jy wat mense haat, die Bybel sê, hoe kan jy sê jy het hom lief, as jy nie eers die een wat jy nog nooit gesien het nie, kan sê jy het hom lief? Hoe kan jy hom haat? Hulle het die corruptible spirit. Wie hoekom? Hy slang, wat ons deel ons lewens gepik het ons nie dadelik vergiftig nie, maar die gepikkery. Want toe God gesê, raak nie aan wat onrein is nie, het ons gaan die teenoorgestelde doen en alles probeer wat die wêreld ons bied. Want God is ons 'n God van genade. En nou sit mense in 'n toestand, hulle die gedaante van God saligheid, maar is bergenis, skraploos. God help hierdie man. Ek was ook daar. En dit het 'n prys gekos om terug te kom op die plek waar ek moet wees in Christus. En dit is nie 'n maklike prys om elke dag te betaal nie. Maar ek het 'n baie goeie nuus. Die aftreepakket in die hemel is die moeite werd. 1 Timoteus 3 vers 1. 1 Timoteus 3 vers 1. 4 vers 1. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die gelowe vallig sal word en verleidende geeste en leerlinge van duiwels sal aanhang. Stop. Hy sê hier in Romeine 1, en God het hulle oorgegee. Daai oorgegee is in die King James Version 'n reprobate mindset. Wat beteken reprobate? Reprobate beteken God het hulle verwerp. He cast them out. Hy het hulle oorgegee aan dit wat hulle hartstocht is, wat maak van die hart vol is, sal die mond oorloop. Hierdie is 'n nou gesette pad, mense.
Dis nie maklik, dis hoekom 70 hulle rug op Jesus kon draai, soos kan nie die pad stap nie. Dis 'n bitter moeilike pad, maar is die moeite werd. Is die moeite werd. En nou sê hy, dat hulle sal kom met verleidelike geeste, en selfs die heiliges verlei. Daai verleidelike geeste, in die King James Version is seducing spirits. Seducing spirit is iets uit 'n demoniese agtergrond wat jy 'n ander prentjie inkleer as wat daar moet wees. Prediker vers 4. Die woord van die koning is magtig. Die Engelse Bybel sê, for where the word of the king is, there is power. Power. Hulle die krag van die koning van die eeuwe het korrup van 'n korrupte leefstyl. Ons het die woord van die koning van die eeuwe. And for where this word is, there is power. Daar is skeppingskrag. Wanneer die woord van God gebruik is, 'n skeppingskrag. Hoor mooi. Hoor mooi. 1 Korintiërs 4 vers 18 tot 20. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die kruis en die boodskap is die krag van God in jou lewe. Dynamos, dynamiet, reproduceer, kan nie opbraak nie. Met ander woorde, we got the word of a king. For where the word of a king is, there's power. So we got that power inside of us. Sal jy net my? 1 Korintiërs 2 vers 2 tot 5. Korintiërs 2 vers 2 tot 5. Want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewe. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van mense te wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sal bestaan nie, maar in die krag van God. My prediking is nie die woorde van menslike wysheid nie. Ons het die kennis, ons het die ervaring, ons het alles. Maar ek het geleer, as dit wat ek voorberei nie deur gebid is nie. As dit wat ek voorberei het nie op my knie voor God deur gebid het nie. Want ek kry nie die raamwerk en hy gee my die woord terwyl ek preek. Het ek geleer, dat wanneer ander dalk miskien sport kyk, en wanneer ander dalk miskien rugby kyk en ander dalk braaivleisspiere hou of saam met familie skeier, het ek geleer in my hele lewe dat wanneer ek met God tyd spandeer, dan weet ek dat wanneer ek hierdie boodskap preek, sal die salwing van die Heilige Gees soos lava deur my begin vloei en die krag wat in hierdie woord opgesluit is, wanneer jy dit ontvang, want wie sal hoor as daar nie gepreek word nie, wanneer ek dan hierdie boodskap preek en ontslae raak van dit wat binne my is, dan is daar krag wanneer dit by jou uitkom en dit is veronderstel om skepingskrag in jou lewe te hê. Hallo, is julle met my? Dit is waar Voice of Power ministries vandaan gekom het in 2000 of in laat 90's, dat my woorde was nie van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Jy kan nie sonder die salwing preek nie, want dan word dit 'n gedig. Jy kan nie hierdie prys wil betaal om 'n getuie vir God daar buite te wees, en jy het hierdie krag en die salwing wat deur jou vloei. Wat hy sê dan in die vers 8, maar julle sal Dunamis. en julle sal
my getuies wees. Hy kan nie jou stuur as hy nie in jou getuienis dynamiet het nie. Want dan word ons 'n blik wat leeg is met baie lawaai. Maar wie in the world of kings? Ons koning het gespreek en daar was lewe. Ons koning het gespreek en dooies het opgestaan. Ons koning het gespreek en doewe het oopgegaan. Ons koning het gespreek en krepeles het geloop. Ons koning het gespreek en blindes het gesien, stommes het gepraat, dooies het opgestaan. En dieselfde werke wat ek doen, sal julle doen en groter, maar ons sien dit nie. Want ons loop en wandel in wat was. En dis 'n aanklag teen die hele kerk, my ingesluit. Mooi. Wat ons loop in die betoning van God se gees en krag. Daarom kom ek en ek verklaar, kry die gif uit jou vlees, kry die wêreld uit jou sisteem uit. Hoekom? Kill it before it kills you. Gaan dit al? Kill your flesh before it kills you. Niks op die aarde is die moeite werd voor om hel toe te gaan nie. Niks werke van die vlees nie. En ek, soos Paulus sê, ek wandel as 'n vrywillige in kettinge geslaan vir die evangelie. Ek het niks om oor te praat nie. Baie diep haal hy my uit. Ek is so verdoem in my lewe en ek is so gepik en gevloek en geskel in my lewe en geslaan fisies in my lewe. Maar ek is hier vanmôre om in die huis van Heer my wonde vir julle te wys. Hoe ek geslaan is in die huis van Heer. Ek is hier om vir jou te sê wanneer dit gebeur en jy vernederd word. Wys jou wonde. Ek het geleer om dit dood te maak, want anders gaan dit my dood maak. Want niks is die moeite werd vir om hel te gaan nie. Ek wil nie daai gif van ander meer my lewe hê nie. Die slange hou aan pik, die slange hou aan kom. Hang jy die hele dal van doodskap. Hallo, ek sal jou onheil vrees nie. Marius, ek sal jou onheil vrees nie, broer. Al val daar 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou regterkant, na jou toe sal dit nie aankom nie. Hulle kan lag, hulle kan spot. Maar hy wat in jou is, broer, is groter as hy wat in die wêreld is. Dit moet jou leefwyse word, dit moet jou lese word. Dit moet jou kragveld word. Jy moet luister vanmôre, kill it before it kills you. Te veel vleeslike dinge wat gebeur in ons midde, weerhou ons van God se plan en krag om in aksie te kom. As 'n plek en tyd vir alles. Ons het die woord van ons mense, ek is basies daar. Ons het die woord van die koning van die eeuwe. And where the word of the king is, there is power. Sê vir jou langs jou, power. My hart is dat elkeen wat hier sit so daai krag beweeg. Dis nie oor hoeveel siele ek wen vir die Here nie. Dis nie hoeveel ek vir die Here gedoen het nie. Ek het al opgehou calculate hoeveel mense ek al gedoop het in Jesus naam. Want ek hou nie die rekord nie, God hou die rekord. En hoeveel gedoop is met die Heilige Gees, hoeveel gered is. Dit gaan nie van my vanmôre oor enige iets behalwe om die krag van hierdie koningse woord aan jou te demonstreer, om vir jou te sê, jy kan vanmôre met die
dieselfde autoriteit en gesag en salwing staan as wat God aan my toe vertrou het. En dan, hy wil jou herstel, man. Hy wil jou skoon, man. Hy wil jou ontgif. Hy wil weer sy krag deur jou laat vloei. Hy wil weer die salwing op jou skouers sit, sodat jy om jou vernietig word. Hy wil, hou op dat die duivel om jou vertel is verby. Hy wil jou herstel, man. Hy wil jou gebruik. Die arbeiders is min. En die wat gekwalifiseerd is, maar die waarheid het, is nog minder. Hy wil, ek haat die duivel. In Mattheus 11 sê ek, almal wat vermoeid en belas is, almal wat moeg is. Hier's mense wat hier sit wat sê, my moeg is moeg. Ek wil nie meer. Ek en my vrou donderdag besluit, ons pak op, ons gaan by. Ons is klaar, ons kan nie meer nie. Want as jy jou vrede verloor, het jy 'n groot prys verloor. En net die volgende oomblik om net te hoor die Here praat. En sê, ek het 'n belofte aan julle gemaak. Daar kom herlewing. Daar kom goddelike deurbraak. Maar ek het sy weer op die aarde manier uitgevind. It's not about us. Ja, ek het 'n groot naam in my verlede pastoor vir my gesê, toe ek deel raak van hulle beweging nie. Toe sê, ek wil net vir jou sê, Herman Herbs is nie die liggaam van Christus nie. Ek het net begin lag. Ek kan dit nooit wees nie. Ek kan net 'n lid van hy liggaam wees. Maar ek kan nie die volle liggaam wees nie. Maar Herman Herbs preek sodat hy liggaam gesond bly. Dis my missie, dis my visie, om elke kwaad en elke nyd en haat en afguns en jaloesie en hoogmoed met wortel en dak uit te roei. Ek steur my nie meer aan ouens wat jaloes is en afguns. Ek steur my nie meer aan enige saak waar ek probeer om vrug word. Ek is net die boodskapper. Jy kan nie die salwing en die gees van God ontwrig nie. Jy kan nie. As hy 'n pad deur die Rooi See gemaak het, gaan hy dit weer doen. Ek het vir jou moed vanmôre, dat God wil weer in jou Rooi See, jou droë bedding maak om deur te stap. Want hy sê, my las is lig en my juk is lig. Kom, almal wat vermoeid en belas is, kom, want die nagevolge van shake it off is, of jy kom vry en verlos, of jy gaan voort soos jy nou is. Jy wil nie agterbly as die Here Jesus sy bruid kom haal nie. Hoor mooi. God has called us to arise and bold. Wederzijds respekteer God se plan en die voorlopers van sy plan. Ons sal nie wat heilig is vir die honde gooi nie en feier dit. Wandel nou gesed. En ek sluit af, vra my sussie om ons te speel. Asseblief. Ek hoop ek word gespaar. Paulus kom en hy sê, julle het nog nie ten bloede gelei by die evangelie nie. Is ek reg? Verlede Sondag het die Here gesê, shake it off, wil die gif uittrek. As ons die dooping van die Heilige Gees in hierdie plek ons sien, gaan ons standaarde moet oprig. Maar mooi. Maar ek wil jou vra, wat is jy bereid om te offer vir die evangelie van Jesus? Wat is jy bereid om te offer?
to be a living sacrifice, ek het die dag gepreek, om op die altaar van God te lê, dat die vuur brand. Jou alledaagse leefwyse, elke dag deur die week, is maar net wat God aan jou toevertrou het, om die lewe makliker te maak vir jou, maar dit gaan eintlik oor om hom eer te bring. Hallo? Het jy dit al beleef, wanneer iemand ly vir die evangelie? Was jy al geslaan, fisies met die vuis vir die evangelie? Verniel en verneder? Ek was. Ek is in my gesig met die vuis geslaan, net omdat ek gesê het, Jesus is God. Maar daar is 'n ander, ek het 'n hoop getuienis, maar daar is een wat ek gaan gebruik in die uitnodiging. 1558 bring hulle 'n bevel om vir Alice Hinder in hegtenis te neem. 1558 in die donker eeue. Hulle gooi haar in die tronk. En hulle bring 'n leer na toe en maak dit oop en sê, verwerp dit wat jy glo. Alles Hinder. Verloon hierdie Jesus wat jy aanbid. En staak jou praktyke en ons laat jou vry. Sy het geweier. Vir 'n paar jare, wanneer daar feestdae was, het hulle haar die binneplein ingelei. En aan 'n paal vasgemaak. En wat sy nie geweet het nie, het hulle die hekke oopgemaak waar die leeu's uitgekom het. Wat klaar geëet het, so hulle was nie honger nie. En die leeu's het om haar gaan lê. So het hulle haar geïntimideer om haar te kry, om Jesus te verloon. Terwyl sy so na al die leeu's kyk om haar, het sy net aangehou die naam van die Here aan te roep. Het sy net aangehou om die Here te prys. Maar die intimidasie het haar uitgemergel. Elke week, vir jare, het hulle haar gemagtig. Al wat alles gedoen het was, om net die Here dieper en groter te prys. In die diepte van die gevangenis waar sy weggesluit was, het hulle haar stem probeer stilmaak om haar te mylband. Hulle kon nie haar gees stem nie. Toe sy nie meer kon staan en sing nie, het sy dit net geneer hoe goed God is. Uitgemergel, honger. Daar maande laas eintlik geëet, hulle wou net aan die lewe. En toe
hulle sien, hulle gaan niks met haar reg kry nie, het hulle 'n finale fees voorberei. En hulle het haar weer uitgelei. Maar hierdie keer was daar nie leeu's nie. Daar was net 'n paal wat sy vasgemaak is en 'n hoop hout. En daar was 'n sitplek vir haar gemaak, want sy wil mos nou dink sy's beter. Sy wil nie hierdie God beloon. En Alice word uitgelei om op 'n vuurwarm plaas waar 'n vuur brand te gaan sit, terwyl sy aan die paal vasgemaak word. Alice het gekreet van die pyn. En Alice was sy Jesus naam vrou. En sy het dit harder uitgeroep, dat die hele wêreld weet, dat Jesus is God. En jy moet jou bekeer in jou Jesus naam laat doop. En gevul ook met die Heilige Gees en spreek met tale. En terwyl haar liggaam brand en daai vleis reuk, en daai hele arena vol. En dan uiteindelik die hout aan die brandsteek, dat het reg rondom daai paal gaan, en alles in mekaar sak, en wegkwyn soos dat sy verbrand, was haar laaste woord. My siel sal hom beroem en eer. En sy sterf as 'n martelaar. Sal jy dit kan doen? Sal jy as die vervolging begin, waarmee alreeds met die planne besig is in die parlement, sal jy dit kan oorleef as hierdie dogtertjie staan op jou knie staan, staan op jou knie, draai jou knie daar weer op, en die haartjies wegvat, en Isaac staan met daai groot kampmeser vir dit lê. En hy sê vir jou verloon die Here of ek kap 'n kop af. Sal jy dit kan doen? Dankie. Sal jy dit kan doen? Want jy sien, ons het die realiteit verloor waaroor het gaan. Ons het iewers ons verhouding en ons salwing met God verloor. Voordat Samson sy fisiese oë verloor het hy sy geestelike oë op God verloor. Dis beter om nou die prys te betaal en te sorg dat jy deel van die bruid is, as wat jy agterbly en jy gaan vervolg word. En die enigste manier hoe jy gered kan word in die groot verdrukking, leer my Bybel my, is om met jou eie bloed die prys te betaal, omdat jy Jesus se bloed verwerp het. Hoor mooi. Ja, oomblik nou, van God sy bruid kom al. Ek praat van Jesus naam volk. Bloed gewas, wedergebore, uit water en gees, gebekeerd, gedoop in Jesus naam, vervul met die Heilige Gees, heilig, maak en maar sonder niemand God sal sien. Want anders is as hy die wêreld, want anders lyk as die wêreld. Separate, een kant gesit, geroep, heilige priesterdom. Dan is dit nie moeite werd om jy uit te stap en vast te hou aan die bietjie gif wat daar nog in jou liggaam oor is van deur die jare nie. Maar hoor my mooi, Satan is hy die hemel uitgegooi soos 'n bliksemstraal, omdat hy trots was. Is tyd dat ons onsself kruisig. Maar mooi, my uitnodiging vanmôre aan jou is, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, sê die Here. Ek sê jou rus en vrede gee.
strome van lewende water sodat jy begin vloei. Ons kan nie te naby aan God kom nie. Dis 'n daaglikse prys om te betaal. As alles vanmôre hier tussen ons gesit het, sou elkeen van ons kop in skaamte gesak het. Kyk gou vir my, net een vraagie. Dink julle, as ons kyk hoe die apostels gesterf het, onderste bo gekruisig, koppe afgekap, in 'n pot olie gegooi en verbrand, noem dit, dis hoe hulle gesterf het. Dink julle, ons bedien dieselfde hemel as die apostels? Ek glo nie so nie. Maar daar is die goeie nuus nou. Almal wat bemoeide belas is. Almal wat vanmôre moeg is. Almal wat vanmôre sê, ek wil finaal ontslae raak van alles wat tussen my en God staan. Daar is hoop. Kom ons vat sy plek. Kom ons wees vanmôre die os, sodat ons weer mens kan word, sodat die leeu in ons kan begin brul, sodat ons kan opvaar met arendsvlerke. Maar het begin met die os. Jy kan nie die huis se dak opsit as daar nog eers 'n fondasie op hier is nie. Het begin met die os. Kom ons wees die os vanmôre, sodat die leeu in ons kan begin brul. En ons mens kan word wedergebore, maar sodat ons kan met arendsvlerke begryp die oor die storms van die lewe. Wie wil vanmôre uitstap en sê, want ek wil iewers by dienste uitkom, waar die Heilige Gees van val en mense gedoop word het, maar God wil ons skoonmaak, man. Hy wil ons met regtig heilig lewe vir hom. Ek wil jy met ons sing, asseblief. En ek nooi jou vanmôre. Nou is die tyd om waaragtig die vyand in die oë te kyk en te sê, jy gaan my nie weer boetjie nie. Jy gaan nie weer my vreugde steel, jy gaan nie verder. Genoeg is genoeg. Satan het genoeg van my gesteel. Nou is ons almal onder die bloed, ons het julle gesalf voordat julle ingestap het. Sodat daar geen verdere manifestasies kan wees na vandag se diens nie, sodat ek en jy vry kan kom. Dis die God se wil dat ons verlore gaan nie. Dis die God se wil dat ons terugsak nie. Dis die God se wil dat ons moet opgee nie. Dis nie maklik om terug te kom op die plek waar jy moet wees nie. Maar as jy moet werk om die prys te betaal. Is jy moet werk as God vanmôre jou vlerke geknip het, jou bril uitgehaal het, en jou menswees afgebreek het. Baie keer ons die duiwel die skuld as uiteindelik God wat ons gelouter het in die vuur, sodat ons net eers weer kan terugkom by die basics en die os kan wees wat sê Jakob ons neem, sodat sy las wat lig is op ons kan rus, sodat ons kan rus en vrede vind. En dan in sy vrede kan groei, because as ek in sy vrede groei, no weapon forms against me shall be able to prosper. Ek nooi jou, die vloer is oop, die altaar is oop. Vandag is ek gaan saam met iemand dat jy se saak tussen jou en Here. Ek gaan vir niemand aanloop, ek kan dit nie doen vir jou nie. Net jy, want jy alleen gaan voor God staan as jy nie die bruid was nie. As jy nie deel was van sy bruid kom maar, jy gaan voor sy regterstoel van oordeel staan, met miljoene om jou en almal gaan hoor wat was jou aanklaag is. En daar is baie wat gaan hoor wat my sê, gaan weg, ek ken jou nie. Soos jy en God, niemand anders kan jou pakkie vir jou dra nie. Dis jy en God vanmôre. Kom dat ons vanmôre as 'n groep mense, as familie aanbiddingsentrum, erg waar by God uitkom. Baie het al by kerk uitgekom, maar het nog nooit by God uitgekom nie. Kom ons kom vanmôre by God uit en sê, Here, ek gee nie op wie my sien nie, ek gee nie op wie kyk nie. Ek gaan nie die duiwel my vrymoedigheid steel nie. Ek wil vanmôre van hy gif ontslae raak. Ek wil vanmôre in daardie krag van die koning lewe, ek wil sy brood eet, ek wil sy woord eet. Here, die Bybel sê, toe Jesegiel die boekrol geëet het, was dit bitter in sy mond, want toe hy dit proe, het soos heuning geproe.
Dis bitter om te gaan afsonder en Bybelstudie te doen, maar wat dit is deur jou goeiemôre soos heuning hier op die eiland van Malete. God wil jou weer heuning gee. Ek nooi jou uit, kom stap uit vanmôre. Moenie jy uitstap, die saak as dit ingekom het, ek was maar in onskuld dan. Kom ons sing dit, terwyl ons uitstap. Kom kniel hier voor, kom maak jou saak weg by die Here. Kom haal, dat die Here vanmôre uithaal het jy wat nie van hom af is. Sê Here, ek het vanmôre met u gespreek. Ek kan nie anders as om vanmôre voor u te kom kniel en te sê, Here, nie my wil nie, maar u wil. Here, ek breek vanmôre voor u, ek skeer my agenda op, ek soek die agenda. Stap uit vanmôre. Stap uit vanmôre. Dis tyd dat ons mense in ons families vergewe. Dis tyd dat ons mense om ons vergewe. 70 maal 7 'n dag is 490 keer 'n dag. Kom, ek nooi jou. As jy net kan sien die eindproduk. Die eindproduk wat God vir jou gedagte het, wat hy vir jou wil doen. En wat jy wil doen. Sy jy hardloop om by die altaar uit te kom. In Jesus naam. In Jesus naam. Dis reg. Sy jy wil ons saam met haar altyd is. Oh yes, kom ons stap uit en ons kom maak reg by Here. Jy het gefouteer hierdie week. Jy het goed gespreek hierdie week. Jy het goed gedoen hierdie week wat jy reg was nie. God weet van alles en hy sien alles. Ek